vanmiddag, Here, toe die hele wêreld tot stilstand kom. Wat als gebreek lyk. Maar in die meantime is hy besig met die grootste wonderwerk van alle tye. En op die 3de dag, toe staan hy op. En hy leef vir ewig meer. En hy is binne in ons, Here. Ons eer U. Ons wil vir U dankie sê dat U altyd naby is, Here. Ons wil vir U dankie sê dat U ons vul met U teenwoordigheid, met U nabyheid, met U goedheid, dat U ons God is, dat ons U kan vereer, dat ons U kan ervaar en beleef. Ons dien nie 'n God wat van klippe gemaak is en houtpilare en standbeelde nie. Ons dien 'n God wat leef. Hy is hier binne in ons, hy is by ons, hy is met ons, hy werk deur ons. U is hier en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Here, vanmôre gebruik my. Stop by elke een in hierdie gebou, Here. Laat elke een aangeraak word en ervaar dat U is met ons. In Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Goeiemôre, is die water. Na sy. Dis vir my 'n baie groot voorreg om weer by julle te kan wees. Nou die wat laas keer hier was, sal onthou dat ek het so 'n bietjie van 'n geskiedenis. Ek kom van Brakpan af. Nou dit sê baie. En dit is nou net hoe dit is. So maak vrede daarmee, soos my kanseltaal nie soos Dion sin is nie, dan weet julle, okay, hy het 'n probleem. Hy sien dit maar as 'n gebrekkie. Sê maar net dat Julian is, hy kom van Brakpan af. Dis al wat ek sê. Ek sê dit maar altyd vir ons gemeente. Ek kan onthou toe ek my krikpreek gedoen het op Theologische College, toen moes ek ook na die tyd vir Dr. Jan had ek sê, onthou net, ek kom van Brakpan af. En ek my so gekyk, en die wat vir hom Jan ken, ek so frons gehad en het gesê, goed seun. En dit was dit. En dis wat nou dit. Ek wil vir Dion baie dankie sê vir die bestuur, en vir almal wat betrokke en wat gewaag het om my toe te laat om vanmôre hier te wees. Baie dankie sê, dis vir my groot voorreg. Ek preek baie min voor mense deesdae. En so ek sien baie uit. So as jy nou reg is, stel jou horlosie vir die volgende 3 ure en 20 minute. Dan gaan ons 'n paar goed deurwerk. Nou dis opstandingsmôre. Dion het vir my gesê, kom praat oor die opstandingsmôre, maar onthou nou, Vrydag was al net video's en goed gewees, so vat hom van die kruis af regdeur, sê ek, okay. So ek is nou hier om Dion se opdrag uit te voer, en ek wil begin, gewoonlik begin 'n mens met jou oppervlakkig, en dan bou jy hom so. Dis wat 'n goeie prediker doen, maar ek gaan nou nie vanmôre 'n goeie prediker wees nie. Ek gaan wegtrek by die diep gedeelte. As dit okay is met julle. Ons begin by die evangelie. Evangelie is 'n fancy woord wat ons het in die kerk vir goeie nuus. Die goeie nuus van Jesus Christus is die evangelie van Jesus Christus. Dis die goeie nuus. En alles rondom Jesus is veronderstel om goeie nuus te wees. Sy wederkoms ook. Miskien moet ek dit weer sê. Ek meen ons spreek die wederkoms asof dit die terribelste ding gaan wees wat die wêreld nog gaan sien. Nee, dis goeie nuus. Ons weet mos nou al wat gebeur wanneer Jesus kom.
Dis blye tyding, dis Kersbome wat opgaan en dis ons hou Kersfees en ons vier, ons gee vir mekaar geskenke en is net awesome en daar's sterre wat opgaan en daar's wyse manne wat kom en en ons sing liedjies oor die blye tyding. Man, sy wederkoms is ook 'n blye tyding. Hy kom vir die kerk. Dit is amazing. Dit is ek weet nie of ons aldag die openbaring so mooi verstaan nie. Ek gaan nou van onderwerp af, ek is nou besig, ek gaan nou hier wegtrek en dan preek ek oor die hemelvaart en alles wat daarby saamgaan. Maar ons begin by Paulus wat die evangelie opsom, die goeie nuus opsom. Nou ons wil die goeie nuus baie goed maak, maar die goeie nuus word opgesom deur Paulus in een sin. Hy doen dit in Romeine hoofstuk 1, hy is briljant. Paulus is een van die briljantste mense wat die aarde nog ooit gehad het. En hy staan en hy skryf uit die tronk uit, en hy skryf hierdie vir die Christene in Rome. Hy sê, hierdie goeie nuus maak bekend, dis vers 17. Hierdie goeie nuus maak bekend, dat God ons vryspreek van ons sondes. Dis die goeie nuus. Ek weet jy het meer verwag. Partykeer dink ek, dan ek staan enig in koenboeke, dan kyk ek daar so, die goeie nuus, maar die boek is so dik. Maar gaan ek deurgaan, dan is dit omtrent die Bybel opgesom. Dan dink ek, nee, Paulus sê dit nie. Paulus maak dit maklik, hy maak dit die evangelie vir dummies. Ek weet nie of julle al daai boeke gesien het nie. Die MBA vir dummies, die mechanic vir dummies, dan is dit nou 'n boek wat vir ons dom mense die goed makliker maak. Nou Paulus vat hierdie moeilike diep ding en hy vat hom en hy maak hom maklik vir ons om te verstaan. In een sin, hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek. En dan skryf hy 15 hoofstukke oor hoe ons vrygemaak is. Hoe vry ons regtig is. Hoe vry hy ons spreek, dat hy kyk na jou, hoor nou hier, met jou sonde. En hy spreek jou vry. Daar hoef nie vryspraak te gewees het, as daar nie sonde was. Wie in hierdie gebou sukkel glad nie met sonde nie? Die kies nie, ek het nou gewag vir jou om jou hand op te steek, want die oomblik as jou hand opsteek, daai oomblik het jy begin. Maar dan het jy gejok. Dit was jou eerste sonde. Dit is amptelik, jy het goed uitgehou. Tot in daai oomblik. Maar die goeie nuus maak bekend dat ons vrygespreek word van ons sondes. En dan sê hy, en dit gebeur enkel en alleen deurdat ons glo. Hy maak seker ons verstaan. Dit gebeur enkel alleen deurdat ons glo. En dan net om sy punt vas te maak, gee hy ons ook 'n skrifversie. Hy sê, soos die skrif sê, elkeen wat vrygespreek word omdat hy glo, sal lewe. Dis die evangelie opgesom. Romeine hoofstuk 1 vers 17. Leer daai skrifversie uit jou kop uit en bær hom in jou hart, sodat jy hom altyd kan opnoem, dat jy hom altyd kan herinner, jou liggaam kan herinner wat so sukkel om die dinge reg te kry, om die dinge reg te doen. Vir elkeen wat glo. Dit is 'n interessante term, want ek dink ek en jy maak, vir elkeen wat glo, maak ons dit 'n moeilike ding. Ons maak dit, ons dink aan, ek staan eendag
staan ek by, ek is in 'n hospitaal besig om by 'n babietjie te bid, wat besig is om te sterf. En die wat my geskiedenis ken, sal weet, dat dis iets wat my hart diep raak. Want my dogtertjie was prematuur gebore, 30 weke, sy 1 kilogram geweeg. En dit was 'n stryd. Die dokter het vir ons gesê, julle het 5 dae, geniet dit. Wees vir die 5 dae by julle babietjie. My babietjie is nou 21 jaar oud. Ja. Sy is die incredible Nancy, sy is 'n kunstenaar en sy lei vandag die worship in 'n gemeente in Pretoria, 3 dienste. Sy is iemand wat die lewe ten volle lewe en geniet en sy's 'n ware 21-jarige. Sy geniet dit, sy is heeltemal gesond, sy het niks oorgehou van, hulle het ons 2 bladsye gegee van papiere en sulke goeders. Nou ek kan vir julle sê, dit het gebeur omdat my geloof groot was. Maar kom ek vertel vir julle geheim, daar's niemand wie se geloof nie groot is wanneer hulle kind besig is om te sterf nie. As jy wil iemand sien glo, is dit iemand wie se babietjie besig is om te sterf. So, en die babietjie het toe gesterf. En sal iemand in die dorp vir daai persoon gaan sê, die babietjie het gesterf omdat jy nie geglo het nie. Wow. Was ek die Helen? Nee, daar is nie 'n ander manier om het te stel. Daar is 'n ander manier om het te stel, maar dit is nie, kan nie kanseltaal wees nie. Hoe durf ons? Ek dink ons maak geloof 'n moeilike ding. Kom ek gee vir julle 'n eenvoudige betekenis van wat dit beteken om te glo. Is jy reg? Want ons dink glo is hierdie permanente fokus wat jy moet hê. Men Abraham is ons voorbeeld van geloof. Hy word genoem die vader van geloof. Dit beteken man, die OG, die original. Die een wat eerste geglo het, geregtig geglo het. En as jy sy storie gaan lees, genade, hierdie man gesukkel hoor, om te glo. Maar hy is want daar in 'n oomblik het daar iets gebeur waar hy Isak moes offer en hy doen dit nie. Hy vat die mes en hy baak reg om te steek en God keer hom en sê vir hom, jy het geglo. Wat beteken dit om te glo? Is om staat te maak op God. Nee, dit. Maak jy staat op sy vergifnis. Elkeen wat glo, word vrygespreek. Maak jy staat op sy vergifnis. Ek kan onthou as 'n jong man, het ek universiteit kampusse betree. Dan het ek gegaan, dan het ek gaan preek. Dan het ek gaan staan enige plek. Dan het ek soos hierdie ouens langs die pad met hulle baniere en goed gestaan. En dan het ek begin preek. Dan die ouens nader gekom, so hier en daar nader gekom, totdat ek 'n klein skare gehad, en dan preek ek vir hulle, en dan doop ek hulle sommer daar in die fontein op die kampus. Dis hoe ek my begin gehad het. En dan het ek hulle gepreek tot in die hel. Ek het hulle vertel hoe sleg is hulle. Ek het hulle vertel hoe ongelowig is hulle. En dan het ek hulle vertel om te glo, en dan het ek hulle gehelp om te glo, maar ek het dit so moeilik gemaak, dit was 17 punte, en jy moet dit doen, en dit doen, en dit doen, eventueel, ek dink net om my stil te kry, het hulle hande opgesteek, en dan het ek hulle gedoop, en dan het hulle gegaan, en ek het hulle nie laat gaan nie, voordat hulle daai vraag kon antwoord. As jy vandag doodgaan, gaan jy hemel toe. Ek het vir jou nuus.
Dis baie makliker om hemel toe te gaan as wat jy dink. Maak jy staat op Jesus, of maak jy staat op jouself? Maak jy staat op Jesus, of maak jy staat op jouself? Wat beteken dit maak jy staat op jouself? Maak jy staat op jou eie krag om op te hou sonder doen? Of maak jy staat op Christus se vryspraak van die sonde wat jy doen? Daar's 'n groot verskil. Want die een word genoem godsdiens en die ander een word genoem 'n Christusbewustheid. Waar jy Jesus glo. Jy vertrou hom met jou lewe. Jy vertrou hom. Ek was onlangs by die dood van iemand, die doodsbed van iemand. En by daai doodsbed van daai persoon, het ek gesien die persoon sukkel om te laat gaan. Is moeilik. Ek wil nie laat gaan nie. Is nie seker nie. En eventueel het die persoon vir my gesê, hy's bang vir die dood. Ek het vir hom gesê, ek kan verstaan dat jy bang is vir die onsekerheid van die dood. Dat presies hoe dit gaan voel. Wanneer jy nou doodgaan. Wanneer jy nou die laaste asem uitblaas, is dit seer? Is dit weird? Is 'n mens bang? Is dit hoe voel dit? Ek sê, maar jy hoef nie bang te wees vir die daarna nie. Want hoekom? Jy maak staat op Jesus. Jy maak staat op hom. Nou, kom ons praat oor geskiedenis. Wie se favourite vak op skool was geskiedenis? Yes, okay, daar is 'n paar. Julle is 'n baie unieke groep. Want geskiedenis was vir my baie harde werk. Ek die Pisamskille het 'n som geskiedenis. En hulle sê, kom ons klim in ons karre, kom ons ry tot waar die petrol stop. Kom ons is mal en onmoontlik. Kom ons vergeet vir 'n oomblik. Kom ons wees bietjie onverantwoordelik. Kom ons lewe vir moments. Kom ons kies eerder die gemors as wat ons spyt is. Kom ons wees jonk en gevaarlik. Kom ons lewe nou dadelik. En ek love die Pisamskille hoor. Ek love hierdie liedjie ook. Kom ons maak geskiedenis. Onthou jy nog toe jy op die kampus gestap het, of toe jy op skool gestap het, of huis toe gestap het saam met daai girl? Jy het mekaar so gekyk, en jy het vir haar gesê, kom ons maak geskiedenis. Ja, of kan jy onthou toe jy getroud was? Of, 'n paar van julle kan ek nou sê, was ook nie getroud nie. Hier 'n glasie rooi wyn in gehad, die mamma so gekyk, ek sê, kom ons maak geskiedenis. Sien, ja, en dan wanneer jy klein dogtertjies kry, wat 1 kilogram is. Kom ons maak geskiedenis, ek en Dion het geskiedenis. Hy is nie vanmôre hier nie, maar ek gaan vanmôre 'n bietjie van hom skinder. 28 jaar terug, toe kom ek in die dorp, in Rustenburg. En dit was die 20ste April. En ek dink dit was 'n Woensdag, wat ek amptelik aangestel was. En die Vrydag aand is die eerste tienerbyeenkoms. En daar eerste ouetjie het aangekom, sy naam was Heinrich. En toe kom daar 'n tweede ouetjie aangestap. Sy naam was Dion van Sail. Kyk, en Dion van Sail het vir my al die probleme op hierdie aarde gegee. Dion was een van die stoutste ouetjies wat jy op hierdie aarde ken. Maar ek en Dion was besties. Ons het van die begin af geklik. Van die begin af het ek in Dion belê. Van die begin af het Dion my gehelp met alles. Van die begin af was Dion, maar daar was 2 tieners wat absoluut onmoontlik was. Een was Dion. Ja, het hulle so Dion. Dis sy geskiedenis. Dis deel van hy het geskiedenis gemaak. En die ander een
ander ou se naam was Jan van der Berg. Weet nie of julle Jan van der Berg ken nie, van Boereboer. Ek ken die program, waar die klomp boere mekaar opvoeder. Ja, die aanbieder en eienaar van daai hele konsep, ou Jan. Daai engste Jan was die stoutste ouetjie. Ek het gedink Jan luister nooit een woord nie. Geskiedenis, ek preek eendag in ons kerk en ek preek hulle die spoegspad omtrent en toe ek klaar gepreek het, kom hier 'n massiewe man aangestap en die wat vir Jan ken, hy het net sulke muscles kom aangestap, maar soos wat hy aangestap kom, word sy gesig al helderder en ek begin hom al hoe meer herken en ek sê, Jan, is dit jy? Hy sê vir my, ja, en hy kom en hy gryp my en hy druk my en ek voel als kraak en hy sê vir my, Julian, ek wil net vir jou sê, al daai kere wat jy gedink het, ek luister nie. Ek het geluister. Dit is geskiedenis. Jy het 'n geskiedenis. Jy het 'n geskiedenis wat vryspraak nodig het. Jy het 'n geskiedenis waar mense, waar God moet sê, weet jy wat, ek vee dit skoon. Almal van ons het so 'n geskiedenis. Die dood het ook so 'n geskiedenis. Die dood het begin op 'n unieke manier. God maak vir Adam en Eva en hy sit hulle in die middel van die tuin en hy sê vir hulle, daar's 2 bome en hy sê, daar's baie bome, nie, nou kan van al die bome eet, maar hy sit 2 bome in die tuin, een van kennis van goed en kwaad en die boom van lewe en hy sê, ek wil hê, jy mag van hierdie een boom, net een boom, mag jy glad nie eet nie. En as jy van hom eet, sal jy sekerlik sterwe. Hy sê, jy sal sterf. Julle ken die storie, die slang kom, hy sê vir Eva, nee man, jy sal nie sterf nie. Jy gaan nie sterf van die boom nie, jy moet glad nie daaroor worry nie. Eintlik gaan jou oë dan oopgaan en jy gaan soos God wees en sy vat toe haar van die vrug. Nee, dit nie, sy vat vir Adam ook. En sê, Adam is nou jou beurt. Vat Abie, en hy vat ook Abie. En in daai oomblik, toe gebeur iets verskrikliks. Hulle sterf. Hulle sterf nie onmiddellik dat hulle in mekaar sak en net daar hou hulle opleef nie. Maar stukkie vir stukkie hou hulle opleef. Ek weet nie of het sou wees dat as hulle nie van daai vrug geëet het, dat hulle net sou aanhou leef tot nou toe, sou Adam nou nog hier rondgestap het, saam met ons. Dalk het hy, ek weet nie of dit op daai manier sou gewees het nie, maar hy hou op lewe. Daar is ewe skielik 'n hol kol in sy maag, wat nie gevul kan word nie. Daar is ewe skielik daai vraag wat net nie beantwoord kan word nie. Daar is ewe skielik daai soeke wat net nie gevind kan word nie. Dis net asof iets skeef is. Iets is nie lekker nie. Dit word genoem die dood. En die dood as gevolg van Adam dring deur Romeine 5 tot almal van ons. Elke liewe mens op hierdie aarde. Dis die geskiedenis van die dood. Die dood dring deur tot Adam. Paulus skryf het so mooi, hy sê as gevolg van die sonde of die oortreding van een mens, het die sonde en die dood tot almal deurgedring. Elke liewe persoon word gebore met die dood in hom. Met ander woorde, jy word gebore om te sterf. Jy gaan sterf eendag. Daar's nie 'n persoon in hierdie gebou, tensy die weggrawing plaasvind, of die Jesus kom. Maak nie saak, watter een ook al eers te kom. Ek wil hê jy moet weet, dat jy gaan sterf. Dit klink nou morbied en terrible, maar dis die waarheid. Daar's niks so seker, soos die dood. Ons sê toch vir mekaar, ek is doodseker. Ons het selfs gesegdes rondom die goed gebou. Maar die dood het 'n geskiedenis wat deur
deurgedring het tot elke liewe mens, en dit vorm ons geskiedenis, elke een van ons geskiedenis. En ons stap rond as Walking Dead mense, wat net rondloop, en ons is heeltyd besig om te sterf. Ons is heeltyd besig om verkeerd te doen. Ons is heeltyd besig om sonde te doen. En dan, op 'n dag, ontmoet ons Christus. Hy stap in ons lewe in. Hy openbaar homself aan ons. Hy maak ons wakker. Hy maak ons oë oop. Hy maak ons holkol in ons maag wakker. Hy vat daai soeke weg. Hy letterlik daai van wat hy sê, elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word. Elkeen wat soek sal vind. Dit is letterlik dit wat gebeur. In 'n oomblik kom hy en hy betree elke mens se lewe en hy kom binne in jou en hy maak jou lewendig. Hy verander iets hier binne in jou en hy skep 'n nuwe geskiedenis, 'n nuwe lewe. Dit beteken nie jy gaan nie meer stout wees nie. Ek dien die Here en ek's baie keer stout. Ek is lief vir Jesus, maar ek weet, ek dink verkeerde goed. Partykeer sê ek verkeerde goed. As jy langer as 'n jaar getroud was, het jy al klaar 'n paar goed gesê, wat jy nie moes gesê het nie. Sondige goed. Nie goed wat God nie eer nie. Daar's niemand van ons wat dit nie doen nie. Almal van ons doen dit, maar een ding waarop jy kan staat maak, is dat daar's vryspraak vir elke een van jou sonde. Hy spreek jou vry, hy maak jou vry. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, hy skryf dit so mooi, hy sê, daar was die eerste Adam, en sy sonde het tot almal deurgedring, en almal het gesterf. Hy sê, en toe is daar 'n tweede Adam. Die tweede mens, Adam is nie die woord wat beteken mens. Die tweede mens. Die tweede Adam. En hy kom, en sy gees kom, en maak van ons almal 'n lewende siel. 'n lewendige gees. 'n lewendmakende gees. Plaas hy binne in jou. Typies gee hulle vir my 'n foto met woorde op van hoe die dood typies gee vir my. Ek moet dit vir julle lees. Death was proof that Jesus was human. Resurrection was proof that he is God. Die eerste Adam het die dood gebring. Dankie Dibbes. Die eerste Adam het die dood gebring vir elke een van ons. Sonder uitsondering. Daar's niemand wat dit nie gekry het nie. Jy word gebore met die virus van sonde. Maar die tweede Adam is 'n lewendmakende gees. Hy het gekom en hy het lewe in jou geplaas. Hy het God se gees binne in jou geplaas. En nou werk hy binne in jou om God se wil te doen. Om die goeie werke te doen, om dit te doen. Dit word genoem die opstandingskrag van die Here werk in ons. Ek en jy sterf. Ek luister na 'n predikant. Is een van my gunsteling predikante, Tim Keller. Hy praat oor die opstanding en hy sê, die opstanding is vir mense so vreemd, want die ding is, wanneer laas was jy by begrafnis wat iemand opgestaan het? Dit gebeur nie. Ek en jy nou waar nog nie een van julle was al ooit by 'n begrafnis waar iemand opgestaan het. As dit iemand is, steek gou op jou. Want dit het al gebeur, maar nie, ek onthou 'n boek wat ek gelees het van Smith Wigglesworth. En Smith Wigglesworth
ek moet julle dit vertel. Moet julle dit hoor? Smith Wigglesworth word saamgenooi hy kuier by 'n predikant, en hy word saamgenooi by 'n begrafnis. En hy is by hierdie begrafnis saam met hierdie ou. En hulle het so 'n plek gehad waar jy kan gaan kyk na die lijk, waar jy nou die besiening kan doen. Jy gaan, dan kyk jy nou en sê vir 'n laaste keer totsiens, en dan is hier nou 'n area, dan het hulle so glasdeure gehad, wat hulle toegemaak het, en dan was hier nou 'n area waar almal gesit het, en dan die predikant nou hier gestaan, en dan het hy nou met die mense gepraat, met die kus aan die agterkant. So het hulle nou begrafnis gehou. En hierdie man maak die fout om vir Smith Wigglesworth saam te nooi begrafnis toe. Nou die wat Smith Wigglesworth al nog nooit sy naam gehoor het, dit was 'n herlewingsprediker. Hy het al hier in die land ook gepreek. En ewe skielik begin die mense in die gehoor skree. Hulle raak hysteries. En die predikant weet nie wat aangaan nie, en hy kyk om, en hy sien Smith Wigglesworth het die lijk aan sy baadjie beet, en hy vat hom, en hy tel hom op, en hy druk hom teen die muur vas. En hy sê, stand in Jesus' name. En hy los hom, en die ou val. Hy vat hom die tweede keer, en Smith Wigglesworth was hier die groot sterk ou. Hy vat hom die tweede keer, hy tel hom op, hy druk hom so teen die muur vas, hy sê, stand in Jesus' name. En die tweede keer, val die man, hy slat neer op die grond. Derde keer vat hom, hy sê, stand in Jesus' name. Nou al asem, die ou staan op, voor almal. Nou ek glo dis 'n waar storie, want dis mense wat die boek geskryf het en vertel het van hoe hulle by hierdie diens was, en hoe hierdie goed gebeur het. Maar dit gebeur nie met my en jou nie, dit gebeur nie tussen ons nie. Dis nie dat ons kom by plekke en ons wek die dooies op nie. Ons het al gehoor daarvan, maar dit gebeur nie. Maar weet jy wat? Dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit. Net omdat ek en jy dit nie sien by begrafnisse, beteken nie dat dit nie gebeur het nie. Dit is die manier hoe die skrywers van die Bybel geskryf het rondom die opstanding, wie die ooggetuies was, wie die mense was wat gegaan het, die leë graf wat gekry het, die lappies wat opgevou was waarmee Jesus, die verbande waarmee Jesus toe verbind was, hoe hy dit gevat het en opgevou het, en net so by the way, nee, daar's in die Joodse geskiedenis, is dat as jy jou lappies opgevou, jy het dit neergesit, die lappie by die tafel as jy geëet het, dan beteken dit, moenie my kos wegvat nie, want ek kom weer terug. En toe hulle in die graf kom, toe kry hulle die lappies wat opgevou is, en neergesit is, te sê, ja, moenie te veel hier Peter nie, want ek kom weer terug. Hulle het hom uitgekyk, daai graf was leeg, daar's mense wat het gesien het, hulle het vroue gebruik as getuies. In die eerste eeu het jy nie 'n vrou gebruik as 'n getuie nie, 'n vrou mag nie eens in die hof getuig het nie. Kan jy dit glo? Wat 'n weird tyd. Julle klomp vrouens wat so sê, ek wens ek het in die tyd van Jesus geleef. Nee, jy doen nie. Jy sou nie dieselfde regte gehad het as nou nie. En jy sou daai lappie gedra het soos die ninjas. Daar is soveel getuienis wat neergeskryf is, die manier hoe hulle dit skryf, Jesus verskyn aan meer as 500 mense. 500 mense het in daai eerste paar jaar na Christus, terwyl al die geskrifte geskryf was, terwyl alles neergepen was, neergesit was vir ons, om te weet en te leer van hierdie groot gebeurtenis, het kans gehad om goedkeurig medegesels te geword het, en uitgevra te word het, is jy seker jy het hom gesien, is jy seker dit was hy, ons het aan sy wonde gevat, ons kon hom sien, hy het rondgestap tussen ons, hy het gebraai, was een van sy favourite goed, hy het visbraai gedoen, ja,
Dis een van die eerste dinge. Weet die disciples kom aan op 'n bootjie en hulle kyk so en hulle sien iemand wat besig is om te braai. En jy nou kyk so en Johannes sê vir Petrus, "Hoerie, dis die Here." Hoe het hy hom herken? Man, jy ken 'n man aan sy braai. Kyk, Jesus het gesê, ek kom nie om te vas en te bid en ek kom om fees te vier. Hy het gekom om te eet en te drink, sê hy. Hy het gesê, ek het gekom om te eet en te drink en fees te vier. Hy sê, daar is baie tyd vir vas om te gebeur. Julle kan almal vas. Maar ek het gekom, hulle het hom herken. Hy het geëet voor hulle. Dooies kan nie eet nie. Hy het geëet voor hulle, hy het opgestaan. Maar nie net dit nie. Hy het gekom en die grootste getuienis van alles was dit wat binne in die disippels gebeur het. Daai disippels wat weggehardloop het, die aand toe Jesus gekruisig was. Petrus wat gesê het 3 keer, hy ken hom nie. Was iemand wat op die tyd wat het gekom het om te sterf vir Christus, toe sê hy, kruisig my, maar kruisig my onderste bo, want ek is nie werd om op dieselfde manier as my Heer gekruisig te word nie. Wie sal dit doen, as daar nie 'n krag is, 'n lewendgewende gees is, wat binne in hom werk nie? As iemand wat nie die opstanding gesien en ervaar en beleef het nie, as jy dit nie beleef het en ervaar het soos daai ouens nie, dan gaan jy vinnig opgee en vinnig sê, nee, ek ken hom nie, maar nie die disippels nie, elke liewe een van hulle gesterf. Die eerste een wat nie gesterf het as 'n martelaar nie, was Johannes. En weet julle hoekom? Net so by the way, ek gooi dit net so in. Want hy het agter Jesus se mamma gekyk. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. Aan die kruis staan Jesus en hy sê, Johannes, dis nou jou ma. Mama, dis nou jou seun. Kyk agter hom. En omdat hy dit gedoen het God hom geëer en hy het nie gesterf as 'n martelaar nie, die enigste een. Daar stories wat vertel word dat hy word in 'n pot olie gegooi, kookolie gegooi voor 'n hele skare mense, maar dit glad nie gebrand nie. Toe verban hulle om te sit hulle op die eiland Patmos, want hulle kan hierdie ou nie dood kry nie. Maar dis die goed wat ons lees, en as jy lees van hierdie eerste disippels, as jy lees van Stefanus, oor hoe hy gesaan het, en net gesê het, maak my dood, maar ek sal nie sy ander naam sê nie. Dit is Jesus alleen, dit is die evangelie, dit is vryspraak van sonde, en die opstandingskrag wat binne in ons werk. Ek sluit af. Daar was 'n keiser, daar was 'n ou wat gewerk het vir die keiser. 'n generaal. Sy naam was Vespasian. En hy was sy werk om die keiser het 40 stoeiers gehad wat hy mee rondgetravel het. En hierdie 40 stoeiers het gaan stoei teen ander groepe, teen ander mense se stoeiers. Stoei was 'n groot ding in die eerste eeu. Dan het hulle gaan beklei, dan het hulle gaan fight, gaan UFC doen. Nou was dit 'n groot storie, dan het hulle nou gefight, partykeer tot die dood toe. En die keiser het hierdie 40 stoeiers gehad, die beste stoeiers in die wêreld, wat sy span was. En dan het hy nou gegaan en gaan deelneem teen ander keisers, het hy gegaan en teen ander koninkryke het hulle nou gegaan en dan het hulle nou gaan stoei en al hierdie goed gedoen. En hierdie 40 stoeiers het 'n liedjie gehad wat hulle gesing het. 40 wrestlers wrestling for thee, O King, to win for thee the victory and for thee the victor's crown. Dit was hulle liedjie, want hulle het gesing wanneer hulle gestap het en hulle gaan stoei het. 40 wrestlers wrestling for thee, O King, to win for thee the victory and for thee the victor's crown. Maar omdat jy die opstandingskrag nie kan stop nie, gebeur iets met een van hierdie stoeiers. Hy ontmoet Christus. En iets binne hom verander.
die opstandingskrag binne in ons werk in hom. En God wek hom op. Maak hom 'n lewende siel. Maak hom 'n lewende gees. En hy kom en hy staan op en hy begin preek en al 40 van daai stoeiers gee hulle harte vir die Here. En dan kry hulle by mekaar en hulle sê kom, en die 40 stoeiers begin stap en hulle begin hulle liedjies sing. 40 wrestlers wrestling for thee, O Christ, to win for thee the victory and for thee the victor's crown. En die generaal stop hulle en hy sê, wat doen julle, wat sing julle? Sê nee, ons sing 'n nuwe liedjie, want Christus is ons koning. Die keiser is nie meer ons koning nie. En hy sê, hou onmiddellik op daarmee, die keiser gaan julle doodmaak. En hy sê, nee, en hulle sing dit voor die keiser. En die keiser sê vir hierdie generaal, kry hierdie ouens reg. Hierdie liedjie moet verander word. It's 40 wrestlers wrestling for thee, O King, to win for thee the victory and for thee the victor's crown. En hulle wil nie ophou nie. En hy vat hulle in die winter in 'n ysmeer. En hy breek die ys en hy masseer hulle binne in die meer in. En hy sê vir hulle, julle sal hier bly totdat julle die liedjie reg sing. En terwyl hulle daar in daai meer is, in daai cold plunge, in daai water sit, 40 wrestlers wrestling for thee, O Christ, to win for thee the victory and for thee the victor's king. For thee the victory. Sing hulle dit, hou hulle aan reg deur die nag. Hulle hou aan, hulle kom nie uit nie. En dan staan hy daar en die generaal maak 'n groot vuur op die wal en hy sê, enige tyd kan enige een van julle uitkom en julle kan net sê, ek verander die liedjie, ek sing die liedjie op die ou manier, die keiser is koning, die keiser is koning. En dit was hier so 3-4 uur die oggend, toe kom daar een ou uit, gekruip, en sy liggaam as gevolg van daai koue, van daai water, en dit is so in mekaar getrek, en hy kom so tot by die vuur, en hy sê, die keiser is koning. En hy sê, daai generaal Vespasian, kyk hom so, terwyl hy so daar lê, en hy pluk sy klere af, en hy hardloop, binne in daai meer in, en hy sê, 40 wrestlers wrestling for thee, O King, to win for thee the victory, and for thee the victor's crown. Wat is dit wat mense kan verander op so 'n manier? Net een ding, die opstanding. Die opstandingskrag van Jesus Christus kom en hy werk binne in elkeen van ons en hy verander ons. En daai krag is vanmôre hier vir jou. Ons vier vanmôre dit, dat Jesus Christus het opgestaan en hy leef binne in jou. Ek wil jou vra om jou oë toe te maak. En ek wil jou vra, as jy vanmôre in hierdie plek is, en jy het nog nooit hierdie opstandingskrag in jou binneste beleef, waar God gekom het en jou wese beset het nie. Wil ek jy met vir my jou hand opsteek en ek gaan vir jou bid, dat die Here, daar's hande wat opgaan. Hou die hand net 'n oomblik op. Net 'n oomblik. Here, ek bid vir elkeen wat nou hulle hande opsteek. Ek wil bid, Here, dat u lewendgewende gees nou in daai liggaam sal ingaan, in daai persoon sal ingaan, en dat u daai persoon sal lewendig maak in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Here, dankie vir die vryspraak van sonde, dat ons kan staat maak op Jesus Christus, die evangelie, wat u vir ons gee, Here. Ons eer u daarvoor. Dankie dat u elke hand wat opsteek, dat u elke persoon nou aanraak en vul met u gees, in die naam van Jesus Christus.
Ons eer U daarvoor, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons eer U.